Hallo almal, hoop dit gaan goed. Welkom by nog 'n episode of video van Gee Afrikaans. Soos wat julle gesien het in die introduction, wil ek graag gesels oor groei. Kom ons gesels oor groei. En dit is as 'n Christen, seun en dogter van God, om te groei, en ek wil graag 'n getuienis met julle deel. Voordat ek enigstens verder gaan, as enige iemand nuut is, nie op hierdie kanaal nie, maar dalk hierdie beeldmateriaal ontdek, of as dit aangestuur is aan jou deur iemand. My naam is Peer Ferreira. Ek wil graag dit wat ek uitsit op die gemeenskap, op YouTube, wil ek verduidelik. Ek wil nie hierdie doen vir enige, soos hulle dit sal noem in YouTube, monetization nie. Ek wil nie geld maak hier uit nie. Hierdie is my persoonlike tyd, en dit wat ek spesifiek nie wil uitsit op professionele video's create nie. So ek weet hierdie gaan nie vir enige iemand en almal wees nie. Ek wil graag mense bedien wat hou daarvan om deur getuienisse te luister, deur woord te luister, 'n ander konteks te kry tot spesifieke skrif, iemand anders se perspektief te kry op skrif, en indien ek op enige manier jou kan bless met my tyd en dit wat ek hieruit sit, dan is dit vir my waarvoor ek dit doen. Dit gaan nie vir enige iemand wees nie, soos ek sê, en daarom indien hierdie kanaal nie vir jou is nie, dankie dat jy dit 'n kans gegee het tot hier, en mag jy gebless wees as 'n seun en dogter van God. Dit wat ek spesifiek wil oor gesels vandag, soos ek gesê het, is ek wil graag gesels oor groei, om te groei as 'n seun en dogter van God, en dit gaan nie 'n lang teaching wees nie, dit gaan nie 'n lang getuienis wees nie. Ek wil graag net vanuit my experience uit 'n beautiful voorbeeld gebruik van groei, en dit wat ek spesifiek met my kinders deurstap as 'n pa. Ek het vroeër gesels met een van my seuns, hy's in sy tienerjare, en soos wat hy deur die lewe gaan, is daar sekere goeders wat wil slaan na hom, en as 'n seun van God, gesels ons deur boeke van die Bybel, ons gesels deur getuienisse wat ons lees in die Bybel, en dan gesels ek uit getuienisse van my eie lewe. En soos wat ek met hom gesels, besef ek myself dat daar is sekere goeders wat elkeen van ons aan herinner moet word, binne in ons stap as 'n seun en 'n dogter van God, as Christen. En dit is waaroor ek spesifiek wil gesels. My agtergrond is dat ek ingenieurswese geswat het, meganies en elektries. Ek het gewerk by 'n groot goud company, want ek was deur 'n groot korporatiewe besigheid, het ek 'n beurs gehad vir ingenieurswese. Ek moes my beurs terugwerk, en soos wat ek het klaar teruggewerk het na my studies, het ek ook dan vir hulle gewerk daarna. Ek is aangestel as 'n ingenieur by hulle. Later van tyd het ek projekbestuur ook geswat, PMP, Project Management Professional geword, en het exposure gekry tot 'n klomp goeders binne in die company, in die korporatiewe company. En daar's een spesifieke storie wat ek wil getuig van, op die skrif wat ek vandag wil aanhaal rondom groei. Miskien sal dit die heel beste wees dat ons die skrif rondom groei vinnig deurgesels, maar voordat ek dit deurgesels, wil ek hê julle moet weet, vir die wat my al ken, vir die wat weet, ek gaan 10-10-1 na Jakobus 1 toe gaan. Nee, ek gaan nie vandag Jakobus 1 gaan nie. Daar's 'n paar ander skrifte wat ons ook kan aanhaal, wanneer dit kom by groei. Die rede waarom die wat my ken, weet dat ek sal verwys na Jakobus 1, is dit, dat hy sê, "Dear brothers and sisters, whenever trouble comes your way, let it be an opportunity for joy, for when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let your endurance grow, for when it is fully developed, you will be strong in character, ready for anything." So die mooi vir my van daai skrif in Jakobus 1, hoekom ek verwys daarna, is ek hou van oefen. As 'n persoon, as ek sê ek hou van oefen, ek weet oefen is baie goed vir my. En daar was seisoene al in my lewe wat die lewe hard was, en ek nie noodwendig gevoel het soos oefen nie, maar dan kyk ek na hoe my liggaam net vetter en vetter word, en swakker word, my spiere word swak, ek word styf, die comfort foods wat ek eet,
gaan sit bietjie om my middel en ek het dan batterye wat deel vorm van my energie, wat ek dan saam met my moet dra, omdat my liggaam sê, omdat jy nie mooi na my kyk nie, gaan ek bietjie energie terughou, en ek gaan 'n bietjie stoor, en dan my batterye sit baie hier om my middel, en so, en dan sal tye wat ek net besef, hey, kom nou, jy gaan moet werk aan hierdie batterye, keer vir jou liggaam, sê vir jou liggaam, dis okay, ek het jou, ek sal sorg vir jou, so, daarom hou ek van oefen. Oefen is, persoonlik voel ek baie goed vir ons, soos Paulus sê, oefening is goed vir ons, maar die belangriker een is geestelike oefening. So vir my gaan die twee baie saam. So wanneer ek gaan oefen, is een van die beginsels binne in oefening, is dat ek stap nie in as ek byvoorbeeld my bors wil oefen, of my arms wil oefen, of my bene wil oefen. Ek stap nie in en sit heliumballonne op 'n PVC-pyp, om te sien hoe lig ek kan gaan, wanneer ek in 'n squat in wil gaan vir my bene byvoorbeeld, of wanneer ek 'n curl doen ek nie noodwendig dit met heliumballonne op 'n PVC-pyp. En die rede daarvoor is dat die weerstand van die gewig wat ek gebruik, is juis wat my die oefening gee. Dis wat my spier sterker maak, fikser maak, partykeer fyn skeertjies gee, waarop ek dan, as ek sou wil groei, as ek wil groter word, proteïene moet inneem, of ten minste dan die regte minerale en vitamines en alles. So my totale dieet gaan gepaard met die feit dat ek oefen. So, om te oefen, maar aan te hou net chips eet, of chocolates eet, of koek eet, defeat so of die purpose van waarvoor ek oefen. Ek verstaan baie mense oefen sodat hulle kan koek eet, en sodat hulle kan chocolates en chips eet, maar as 'n mens dit wil doen op die regte manier, en jy wil oefen vir 'n gesonde lyf en 'n gesonde leefstyl, sodat jy, hoe ouer jy raak, soepel kan wees, sterk kan wees, goeders kan optel, aanhou optel, dan is jou totale dieet en wat jy rondom oefening doen, ook baie belangrik. En dis waaroor ek spesifiek hier wil gesels, is dat weerstand op wat ons doen in oefening goed is en bou aan die liggaam. Presies dieselfde in die geestelike, dis die beginsel daarvan. So die skrif wat ek spesifiek vandag wil gebruik, is 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. In die Nuwe Lewende Vertaling lees hy so: Hieroor kan julle baie bly wees, al moet die baie beproewings julle vir 'n rukkie laat swaar kry. Die doel met die beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer word. En onthou, julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toetse die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word. Okay, so hierdie skrif wat ons dan spesifiek na kyk in 1 Petrus, praat rondom ons geloof, wat getoets word en beproef word, soos wat vuur goud louter. So moet ons geloof deur beproewings gaan, sodat dit die suiwerheid van ons geloof kan uitwys. Nou die storie wat ek graag wil gebruik is, as 'n ingenieur op die myn, het ek het nie 'n mynbou-ingenieurs gedoen nie, ek het meganies en elektries gedoen, so ons was aan die maintenance kant hoofsaaklik wanneer dit gekom het by produksie, maar dan ook aan die bestuurskant, wanneer dit by projekbestuur gekom het, aan hoe ons sekere konstruksie doen binne in projekte, hoe ons verbeterings doen aan sekere equipment, soos crushers of meule of daai tipe goeders. So die tegnologie, soos wat dit verbeter het ekstraksie van goud minder of meer efficient gemaak, maar vir goedkoper, soos wat tegnologie verbeter het aan die ingenieurskant. Nou, een van die goeders wat ek geleer het, was deur spesifiek my vriende, wat die metallurgiese kant van ingenieurswese verstaan het. En aan die metallurgiese kant van ingenieurswese is dit soos die chemiese ingenieurs. Die metallurge het gefokus op ekstraksie. So hoe om die goud uit die klip uit te kry.
En een van die stories wat ek graag wil vertel vir die wat nie die proses verstaan nie, en spesifiek omdat hierdie skrif gaan oor geloof en vergelyk word met goud wat gesuiwer word deur vuur, is dat wat gebeur het in die mynproses, as 'n baie vinnige proses, in die Suid-Afrikaanse mynwese, die spesifieke riwe wat ons gemyn het waar ek betrokke was 'n contact reef gewees. En 'n contact reef se goud word geobserveer binne in carbon. Okay, so carbon, as jy dit sou wou verstaan, is basies soos verfynde charcoal. As jy charcoal sou vat, verbraai en dit soos in 'n poeier insit, dit is 'n carbon base basies. So dis 'n vinnige verduideliking daarvan. Nou carbon is binne in ons reefs gewees, ons noem dit 'n contact reef, binne in die myne waar ek was, en die goud word dan geobserveer deur die carbon. So ons riwe in Suid-Afrika waar ek was spesifiek contact reef, en die contact reef het dan die goud observeer, en wanneer jy dan gaan kyk het na 'n rif, en jy sou gaan soek na goud, sou jy nie noodwendig dit gesien het. So, een van my experiences is, ek moes as 'n ingenieur, moes ek afgaan saam met die mynbou-ingenieurs. Ek moes verstaan, ek moes al die aspekte van mynbou verstaan. So ek moes afgaan in die stopes in, ons het ingegaan en dan moes ons na die reef gaan kyk, en as ek saam met geoloë byvoorbeeld afgegaan het, die eerste keer wat ek in 'n rif ingekom het, so 800 mm hoog, soos wat hulle die rif gemyn het, om so min as moontlik klip uithaal, sodat ons so min as moontlik in produksie hoef uithaal, soos jy kruip in teen die rif wat so teen 'n incline is. En toe ek by die rif kom, ons het harde hoede opgehad met liggies voorop, en die geoloog wat my afgevat het met sy liggie so geskyn op die rif, en hy het vir my gesê, sien jy die goud? Waar's die goud? En ek het gekyk na die rif, en julle, die mooiste riffeltjies goud het so uitgestaan in die rif. Dit was so mooi, want jy het al die verskillende dolomiete, jy het hierdie lyk soos kristalle basies binne in die rif, en dan sien jy hierdie amazing beautiful lyn van goud wat daar deurgaan. En ek sê vir hom, daar is die goud. Joh, dis mooi om te sien. En hy sê, nee, dis nie goud nie. Ons noem dit wat jy sien as goud fool's gold. En hy sê, kom ek wys jou die goud. En toe gaan hy na die swart spikkels in die rif, en hy wys my die swart spikkels uit. En die swart spikkels was waar al die carbon was, en die goud was geobserveer binne in die carbon. Pikswart. Die fool's gold is pyrite genoem. En toe ek na die metallurgiese kant gaan, en dit waar ekstraksie gebeur, het hulle my geleer dat wat pyrite voor gebruik word, is om sulfuric acid te maak, so suur, dat hulle suur maak vanuit die pyrite. So dit wat goud lyk binne in die klip, is fool's gold. Dit lyk soos goud, maar dit is nie die goud nie, dit maak suur. Maar die proses van die goud het hierdie enorme ding wat dit moet deurgaan, want jy moet jy dit fyn maak en poeier in, sodat dit in sluk ingaan, soos in 'n modder. Binne in die modder moet jy sianiet bygooi, sianiet los die goud op, en wanneer die goud opgelos word, dan kan dit deur 'n cathode-anode proses, 'n basiese elektriese proses, uitgehaal word. Ek verduidelik dit verskriklik vinnig. Die metallurge verstaan die totale proses hiervan, en is baie complicated. Maar, dan kry jy die vloeistof, want die goud word opgelos deur die sianiet, dit word 'n vloeistof, nou kan die vloeistof, omdat goud metaal is, kan dit aangetrek word na 'n cathode-anode, 'n positief-negatief gelaaide energiestroom, en dit kan aangetrek word, en hulle kan die goud ekstrakt uit dit uit, en dan gaan dit deur wat ons nou ken as die potte, waar binne hierdie modder, wanneer dit uitgedroog is deur kilns, met hoë temperature, 700 grade Celsius, kan dit in die pot gegooi word, silika word bygegooi, soos sand, en 'n arc furnace basis, soos wat ons dit ken. Die arc word deur 'n 3-fase pot wat binne in die sand gesit word die goud lê onder dit as modder, en die silika begin smelt in glas in. So die sand begin smelt, word wat ons noem 'n slag, en al die impurities gaan sit binne in die slag, die goud settle dan uit
omdat die goud dan smelt, en goud, dink ek, as ek reg kan onthou, het 'n SG van 13, so baie swaarder as die res, so settle uit na onder, en dan gooi hulle die goud. En een van die mooiste moments wat ek nog ooit deurgegaan het, binne my goudmyn is experience, was toe ek na die smelthuis toe was die eerste keer. En hulle hierdie hele proses vir my wys, en daar begin hulle dit te gooi in daai pannetjies in, soos wat die goud afloop, as jy dit al ooit gesien het. En toe hulle begin gooi, en ek sien hierdie goudgeel, amazing vloeistof, en ek sê, oh wow, hierdie goud is mooi. En ek onthou daai dag toe die voorman langs my staan en sê, nee, jy het nog nie goud gesien nie. Ek sê, wat bedoel oom? Hy sê vir my, maar ek was jonk gewees toe ek al was, so oom. Ek sê, oom, wat bedoel oom? Hy sê vir my, nee, jy het nog nie goud gesien nie. Ek sê, nou maar oom, hoe weet ek dan wanneer ek so, dit lyk soos goud, kyk hoe beautiful is dit. Hy sê, nee seun, wanneer jy die engele sien vlieg, wanneer jy die engele sien deurkom, dan sal jy weet hoe goud lyk. En julle, ek het daai dag, toe ek daar staan, en heel op die einde, net voor daai pot so op sy einde gekom het, daai laaste stuk, waar die goud heel onder gelê het, deur het die goudgeel suiwer, wat vir my so suiwer gelyk het, begin het skielik lyk asof die sonstrale, soos engele, deur begin skyn, soos wat die goud begin val. En ek het trane in my oë gekry, daai dag, en ek het gekyk daarna, en die volgende oomblik het die stroom net sterker en sterker begin raak, en hierdie helder, sonskyn, geel, soos engele, het begin vloei, en jy kon so duidelik die verskil sien. So dit wat ek gedog het, is so mooi in die begin. Die suiwer goud was net so incredibly mooi. En dit het my baie laat dink aan die proses, wat daai goud in die klip, deur die carbon, deur die alles van metallurgie moes gegaan het. Deur al die gekras, deur al die gemeel, deur alles om dit modder te kry basies, om sluk te word, sodat dit opgelos kan word, sodat dit uitgehaal kan word. Die hele proses het soveel effort gevat om daai suiwer goud uit te kry, uit dit wat ons as Suid-Afrikaanse deep level mining ken. Dit wat ek wil deel met julle is, dat wanneer ons hierdie skrif lees, soos byvoorbeeld in 1 Petrus, en hy sê die doel met hierdie beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets, soos goud met vuur getoets word, daardeur gesuiwer word, en onthou julle geloof is vir God baie kosbaarder as wat goud is, want goud vergaan. So ek wil as 'n boetie in Jesus Christus vir elkeen herinner, wanneer ons wil groei, moet ons God toelaat om in ons proses toe te laat, dat daai groei diep gaan. En dit kom met beproewings, en daai beproewings voel nie altyd lekker nie. Net soos wanneer ek gaan oefen, partykeer voel ek soos, vandag is moeilik. Die beproewings is vir die groei van ons geloof, sodat dit so suiwer kan word, soos wat God dit wil hê. En ons geloof is vir God baie meer kosbaar as net goud. Ek hoop die storie het vir iemand iets beteken, en dat as jy kyk na skrif soos 1 Petrus 1, en kyk na Jakobus 1, en beproewings, en as jy terugstaan in jou eie lewe, en jy kyk, word my endurance op hierdie oomblik gegroei, sodat my karakter kan groei, mag jy herinner word dat God baie belangrik, meer belang stel in jou karakter as in jou aardse comfort. Hy sal jou geloof toets om te sien, glo jy in wie hy is? Want geloof gaan oor wie hy is en wat hy gedoen het, sodat hy ons Here is, ons God is, ons alles is. Voorsiener, ons bron, hy is liefde, hy is ons alles. So, ek hoop het iemand gebless. As jy dit sou wil aanstuur na iemand wat jy weet deur beproewings gaan, en indien jy een van die persone is wat hierdie ontdek het deur dat iemand vir jou die link gestuur het, ek hoop het jou gebless, en wil net vir jou sê, you have been fearfully and wonderfully made. Abba Vader, in die naam van Jesus Christus, dankie Here vir die waarde in elke persoon wat luister hierna.
Dankie vir u liefde en vir u goedheid. Dankie dat u ons bystaan met die beloftes wat ja en amen is. En dit is wat vir ons eintlik ons realiteit moet wees, is u beloftes. Is ja en amen verklaar. Ek bid vir elke persoon en sê vir u so dankie as seun en dogter van God, dat ons saam deur die lewe kan sien en beleef en ervaar wat die redes vir beproewing is. Amen. Mag julle 'n amazing tyd hê en sien uit na die volgende video. Bye bye.